lig en u waarheid. Laat die ons lei, die ons bring op die heilige berg. Amen. 2 Korintiërs hoofstuk 5. Ek gaan net vir ons in die ou vertaling nog lees, so as dit bietjie anders is, moet nie bekommer nie. Die gemeente, ons moes eintlik die hele hoofstuk gelees het en 'n gedeelte van die volgende hoofstuk. Maar omdat dit te veel tyd in beslag sal neem, het ek maar gedink om maar net die eerste gedeelte daarvan te lees. Ons sal wel verwys na die ander gedeeltes. Jy weet, die grootste leemte in vandag in die kinders van die Here se lewe is 'n oorwinnende lewe. Die grootste gebrek vandag wat ons vind in die kinders van die Here se lewens is dat daar min oorwinning in ons lewe is. Dan is dit tog ook die grootste ding wat ons begeer van die Here, is dat hy juist vir ons oorwinnende lewe sal gee. Dat ons oorwinnende lewe sal lei hier op aarde. Dat ons vir die Here sal behaag in dit wat ons hier doen. En tog, ten spyte daarvan dat ons dit begeer, is dit tog waar dat ons so min daarvan in ons eie lewe sien. Maar ook in soveel ander se lewe wat rondom ons is. Die vraag ontstaan onwillekeurig by ons, maar is dit moontlik om die Here so in oorwinning te kan ken? Ons probeer dan so hard en niks gebeur regtig nie. Oral waar jy kom is maar die een groot sug. Ek wil meer van die Here hê. Ek ken die Here nie. Dit is die misteriese waarheid wat die Here self aan ons mis kom openbaar, naamlik wie hy is. Kennis van God kan ons nie opdoen uit onsself nie. Die Here moet self dit aan ons kom openbaar. Daarvoor het hy vir die Here Jesus gestuur. As ons kyk in Johannes 17 vers 3, dan staan daar dat die ewige lewe is om die Here te ken. En nou is dit vir ons 'n probleem, en daarom het God vir ons kom begenadig, en ons as Matteus 11 vers 27 kyk, miskien wil ons dit net gou lees. Matteus 11 vers 27. Alles is aan my oorgegee deur my Vader. Niemand ken die Vader nie, niemand ken die Seun nie, behalwe die Vader. Ook ken niemand die Vader nie, behalwe die Seun. En elkeen aan wie die Seun dit wil openbaar. Alleen as die Seun aan ons, die Vader, homself kan kom openbaar, sal dit in ons lewens 'n waarheid word. Kennis van God. Daarom is dit nodig dat ons vir die Here sal tyd gee, tyd met ons sal gee, dat ons vir hom sal kans gee, dat hy homself aan ons sal openbaar soos wat hy is, dat ons kan weet hoe die Here, wat die Here van ons verlang, hoe ons moet lewe. So 'n openbaring van God kan ons ook van praat, dat God homself met ons versoen. Ons weet dat daar 'n geweldige versoeningsprys deur die Seun van God betaal is, sodat die mens naby aan God kan kom, dat hy God kan leer ken soos wat God is. Doch ten spyte daarvan vind ons dat daar so min kennis van God is, dat ons so min lewe met die krag van die Here in ons lewe. God het alles vir ons gedoen. Hy het vir ons aan die kruis dit kom uitwerk. Hy het gesien sy skepsel kan hierdie saak nie behartig nie, en hy moet vir hom 'n plan beraam. Anders sal hy verlore gaan. Dis nou die ironie van, liewe broer en suster, dat hierdie verhaal van Christus Jesus wat kom sterwe het vir ons aan die kruis, vir ons so 'n gewone verhaal is. Ons ken dit al so goed, dat die betekenis daarvan vir ons nie meer van waarde het nie. Die vriend daar denk ons sy geboortedag. Maar die krag daarvan weerspieël nie in ons lewe nie. Dit is asof dit vir ons 'n kennis geword het wat ons deelagtig geword het deur die jare. Dit wat ons geleer het van die kansel af, dit wat ons in die Bybel lees. Ons het 'n kennis aangaande God en sy verlossingswerk vir my, maar dit is nie vir my 'n lewe nie. Ek het dit nie begin lewe nie. Slegste kennis geword. Soos vir iemand vra of hy weet wie God is, of hy in God glo, dan is die eerste ding wat hy sê, ja. Geloof is meer
as maar net om 'n belydenis te hê dat daar 'n God is. Geloof gaan verder, naamlik dat ek dit moet lewe, dat ek die daad by die woord moet voeg. As ek die Here nie as 'n lewende God dag vir dag kan lewe nie, my broer en suster, is daar iets verkeerd met die versoening wat daar tussen my en God moes plaasgevind het. Dit het God sy beste gekos. Dit het God sy enigste gekos. Hy het verder gegaan. Hy het geweet dat ons gaan hierdie saak maar ligtelik beskou. En daarom het hy sy gees beskik in die harte van sy kinders, sodat hulle hierdie feit daarvan in hulle harte kan bevestig, dat God leef, dat hy waaragtig is, en dat ons met hom versoen moet wees. Die belangrikste feit wat daar bestaan, is dus om met God versoen te wees. Sonder dat ek met God versoen is, sal ek die ewige lewe nooit smaak nie. Die Seun van God het vir ons sondes gesterwe. Ons sien daar in vers 15, dat ons het nie nodig om hierdie vloek meer te dra nie. Ons het nie meer nodig om die prys te gaan betaal nie, want as een van ons gesterwe het, staan daar, is dit nie nodig dat almal hoef te sterwe nie. Kan ons hierdie blye verlossing ons deel maak. Hy het vir ons gesterwe toe ons nog sondaars was, staan daar in Efesiërs 2. Toe ons dood was deur ons misdade, het hy vir ons lewend gemaak en saam met Christus opgewek. En nou vers 15 van ons teksvers wat ons gelees het, staan die laaste gedeelte daar. Sodat die wat lewe, nie meer vir hulle self hoef te lewe nie, maar vir hom. Hierdie is die toets om te weet of my versoening met God eg is. Hierdie is die toets om te weet of daar tussen my en God 'n band is, 'n band wat nie geskei kan word nie. My broer en suster, as daar tussen my en God nie 'n band is wat ons vas in mekaar bind nie, sal ek die ewige lewe en dit wat dit vir ons inhou nooit smaak nie. Sal ek ook nie weet wat is dit om vir hom te lewe nie. Ek sê is 'n toets om te kyk of ek versoen is. As ek begin om nie meer vir myself te leef nie, maar vir die Here. Ek hoef niks besonders te doen. Ek moet net vir hom begin lewe. Dis versoening. Ek dink ons kan dan ook ons tema van hierdie boodskap maak, versoen met God. Wat is dit om versoen te wees met die Here? Dis 'n belofte wat hy vir ons gegee het. En as ons met hom versoen is, dan is die belofte van die Heilige Gees ook ons deel. Dit is 'n outomatiese ding wat sal plaasvind. Wonder ons soms hoekom het ons min krag, hoekom ons die krag van die Gees nie. Dit is juist dat ons hierdie leemte in ons lewe om dit te ondervind, naamlik dat ons nie met God versoen is nie. Ja, ek het wel my hart vir die Here gegee. Almal van ons het so 'n belydenis. Maar is dit 'n belydenis of is dit 'n belewenis van my? Dit is die verskil. Ons het vanmôre gepraat hier by die Sondagskool bid hier van tot wat mense hulle bekeer. Almal van ons sit met getuienis dat ek my bekeer. Maar ek dink die meeste van ons het ons bekeer omdat ons bang is vir die hel. Daarom vlug ons weg. Ons wil na God toe gaan. Ons bekeer ons om van die hel vry te spring. Of ons bekeer ons omdat ons van die hemelse heerlikheid eendag wil bekom. Plaas daarvan dat ons tot God bekeer. Nou ondervind ons stryd in ons lewe. Ons ondervind geen groei in ons lewe. Jy weet, as ons môre moet begin verkondig dat daar geen hel is of daar geen hemel is nie, dan wonder ek hoeveel mense volgende Sondag in hierdie kerk sal wees. En waarvoor wil ek my dan dwing om hier te kom? Waarvoor moet ek opoffer as daar dan geen loon is nie? Waarvoor het ek my bekeer? Was dit om eendag daardie ewige lewe te beerwe? Het ek my bekeer ter wille van God? Het ek my bekeer omdat daar in die skrif staan, 'n bevel van God staan, jy moet jou met God versoen. Daar staan niks dat ons om jou met die hemel moet versoen nie.
Liewe broer en suster, ons moet na ons bekering kyk. Ons loop al 'n lang pad met die Here, maar wat het geword van ons pad wat ons geloop het? Kan ons daarin sien dat ek versoen is met God? Kan ander mense in my pad sien dat ek versoen is met die Here? Ons het net nou gesê dat as ons met God versoen is, dan sal hy vir ons sy gees gee. Galasiërs 4 vers 2 sê, omdat ons kinders van God is, sal God die gees van sy seun in ons harte uitstort. En hy sal in my roep, Abba Vader. Die gees van God wat vir my bind aan die Vader, dis hy wat vir my aan hom vasmaak. Dis hy wat ek sal kry as ek versoen is met God. Maar alleen wanneer ek met God versoen is, sal dit nie op 'n ander wyse deelagtig word nie. Dis hy wat vir my die liefde vir die Vader gee. Dis hy wat die Vader se liefde vir my openbaar in my hart dat ek dit kan verstaan. Dit maak vir my 'n ander mens as ek met die gees van God vervul is. So ons kyk in hoofstuk 5 vers 17. Staan daar, daarom as iemand in Christus is, sy 'n nuwe skepsel, die ou dinge het verbygegaan, kyk, dit het alles nuut geword. En dit alles is uit God, wat ons met homself versoen het, deur sy seun, deur Jesus Christus, en ons die bediening van die versoening gegee het. Naamlik dat God in Christus Jesus die wêreld met homself versoen het, deur hulle misdade nie toe te reken nie, en die woord van versoening aan ons toevertrou. God se groot doel was om die mensdom met hom te versoen. Die versoening van hom was volmaak geweest. Dit wat hy aan die kruis gedoen het, was volmaak. Ons het niks meer nodig om te doen. Ons het net nodig om God kans te gee. En daardie versoening in ons lewe te laat deurwerk. Versoening met God hou 'n paar dinge in. In die eerste plek breek dit die skeiding tussen my en God. Ek sal onherroepelik verbind wees aan hom. In die tweede plek sal ek nie meer vir myself lewe nie. Ek sal vir God begin lewe. As ek met hom versoen is, dan leef ek nie meer vir myself. En die waarheid daarvan, van wat hy is en wat hy vir my wil wees, sal so sterk in my staan dat ek nie anders sal kan nie, dat ek geen tel meer sal hê nie. Dan die derde saak is dat hy vir ons nuut maak. Ou dinge gaan verby. En dit vind ons tog nie dat ons tog nog met 'n stuk wêreld van die verlede saam met ons lewe. Dat dit swaar gaan met my. Dat dit moeilik is om my meer te beteel of allerlei ander dinge. Dit is die stuk van die ou wêreld wat ek saam met my sleep, terwyl die Gees van God, as hy my wil vul, vir my nuut wil maak, my sê dit het nuut geword. Broer en suster, ons moet baie mooi verstaan dat om met God versoen te word, dis nie soos die politiek waar dit sê dat elkeen van ons 'n keuse het nie wat ek gaan stem of nie gaan stem nie, of dalk buite stemme in gaan bly nie. Here beveel ons om met hom versoen te raak. Ek het nie 'n opsie nie. Ek moet met hom versoen raak. Ek het nie 'n keuse om God te volg. Hy laat my nie 'n keuse nie. Baie mense dink hy het 'n keuse of hy God wil volg of nie. Dit bestaan nie. God is heerser. Hy sê vir ons, ons het nie 'n keuse nie, ons sal hom moet volg. Ek kan maar sê, dis 'n eenparty situasie hierdie. Daarom staan daar uitdruklik in die woord, 'n bevel van God, word met God versoen. Totdat ons met hom versoen is, broer en suster, is ons 'n vyand van God. Ons sien dit in Romeine 10. Ons staan teenoor God tot op daardie stadium. Want as ons, terwyl ons nog vyande van God is, met hom versoen is deur die dood, die versoening moes vir ons die breek gebring het tussen vyandskap tussen God en vriendskap met God. Want teks gaan verder. Hy sê, met God versoen is deur die dood van sy seun, veel meer sal ons deur die lewe van hom gered word, nou dat ons versoen is. Versoen te wees met God is 'n kardinale belangrike saak. Ons kan nie daarsonder nie.
1 Johannes 2 vers 2 sê hy is 'n versoening vir ons sondes. En nie alleen vir ons sondes nie, maar vir die hele wêreld se. Vreeslik sal dit wees as ons moet val in die hande van 'n lewende God. As ons sy opdrag, sy offer geïgnoreer het, toe hy vir ons aan die kruis met sy bloed betaal het. Ek moet die Here toelaat dat hy vir my sal help, dat ek by die punt sal kom om versoen te word. Dat hy versoen met my sal wees in so 'n mate dat ek die hele heerskappy van my lewe aan hom sal oorgee. Dat hy heerser word van my lewe. Dat ek hom sal volg asof ek 'n slaaf is. Sonder vra. Versoening het 'n outomatiese gevolge. Een daarvan is dat ek selfverloning in my lewe sal ondervind. As ek met God versoen is, sal ek waarlik selfverloning in my lewe ondervind. Ag, en ons mis soveel keer die vrede van God, omdat ons die genade wat hy nou vir ons uitstuur na ons toe, nie ons eie maak. As ons kyk na hoofstuk 6 vers 1, dan staan daar, en as ons medewerkers vermaan ons julle, dat julle die genade van God nie te vergeefs moet ontvang nie. Dit wat God vir ons doen, dit wat hy vir ons wil gee, dat ons dit nie te vergeefs sal ontvang nie, dat dit ons deel sal maak, dat ons werk sal maak daarmee. Om ons selfverloning, wat ek sê wat outomatiese gevolg is 'n aspek wat dikwels die oorsaak is dat ons so min seën van die Here geniet. Ons noem dit ook in ander woorde om aan onsself te sterwe. Sonder om te sterwe aan onsself is daar geen oorwinning. Ons lees in Johannes 12 vers 24 van die koringkorrel, van hoe hy moet sterwe om vrug te dra. En as hy nie sterwe nie, bly hy alleen. Maar as hy sou sterwe, dan dra hy veel vrug. Hierdie saak het ons nou al baie oor gepraat. So verkeerd ek al vir myself gesê, want ek moet sterwe aan die Here. Maar broeder en suster, miskien word dit nooit ons deel nie, omdat ons nie werklik weet wat beteken dit om te sterwe. As ons sterwe aan onsself, beteken dat Christus die lewe in ons word. Dit is net een lewe wat ons kan lei. Ons kan nie twee lewens lei nie. Of ek sal my eie lewe lei, of ek sal die lewe van die Here Jesus Christus lei. As ek gesterwe het, sal sy begeertes my begeertes word. Sy wil sal my wil word. My begeertes sal onbelangrik raak. As ek gesterwe het aan myself, dan sal ek myself ontsê van baie dinge. Te sterwe beteken om geen reg meer te hê. Jy weet, in die ou dae het hulle van slawe gebruik gemaak. En 'n slaaf is op 'n slawemark gekoop. En daardie dag is daardie slaaf gekoop is, was sy doodsvonnis as te ware aangekondig. Want van daardie oomblik af het hy geen reg gehad meer om te bestaan. Hy het nie 'n naam meer gehad of niks. Hy het 'n slaaf geword van hierdie een die hom gekoop het. Dit is presies wat plaasvind wanneer ek versoen raak met God. Ek word 'n slaaf van hom. Ek bestaan nie meer nie. Christus begin in my lewe. Sy lewe begin aan my voorkom. My eie lewe tree op die agtergrond. Het het niet geword standaard. Alles het niet geword. Ons is so vol van onsself, terwyl ons kinders van die Here is. Ons eien vir ons soveel reg toe. Ek het reg om kwaad te word as iemand teenoor my te nakom. Ek het reg om kwaad te word as dinge nie na my sin gaan nie. Liewe broeder en suster, as ek daardie aspekte nog in my lewe het, moet ek weet vanmôre, daar skort iets met die versoening tussen my en God. Want as ek met hom versoen is, sal sy gees vir my in hierdie dinge lei. Ek het reg om my te verdedig. Jy het nie reg. As jy met die Here versoen is, het jy geen reg nie. Hy is die een wat jou sal verdedig. Hy is die een wat jou saak vir jou sal stry. 'n Slaaf is iemand wat in 'n ander se diens staan.
bewustelik in iemand anders se diens staan. Is jy bewus dat jy geen reg het, en dat al reg wat jy het, dit is om aan die Here te behoort. My broer en suster, dit klink na 'n verskriklike ding, om so met God te versoen te wees. Dat die Here in sy groot genade dit so beskik, dat sou iemand homself so vir hom gee, dat die heerlikheid van God oor daardie persoon en die vrede van God oor daardie persoon sal heers, dit sal deel van sy lewe wees, in so 'n mate dat mense dit in hom sal sien. Die Here vat nooit iets van my, as hy dit net 10, 30, 40voudig vir my teruggee. Daarom hoef jy nie bang te wees, as jy lewe aan God gee, as jy slaaf van God word, as jy versoen raak met die hemelse heiland, dat jy sal swaar kyk daarna. Daar wag vir jou groot vreugde, omdat jy aan hom verbind is, deur middel van sy gees. God beveel ons hiertoe. God weet wat vir ons die beste is, daarom beveel hy vir ons, om met hom versoen te raak. Hy sê, my skape luister na my stem. As hy met hulle praat, sal hulle luister na sy stem. Galasiërs 2 vers 20, ek leef nie meer nie, maar Christus leef in my. Die lewe wat ek nou leef, leef ek vir Christus. Ek leef nie meer. Teken dat ek nie meer opstaan in die môre en my eie ding beplan nie, maar dat ek die Here sal toelaat om elke besluit vir my sal neem. Dat my wil aan hom oorgegee is, dat hy die stuur van my lewe in sy hande sal neem. Broer en suster, hoeveel keer het ons nie in die oggend opgestaan vir die Here gesê, Here, hier is my lewe, beheer u dit, vat u vanmôre die stuur van my lewe en lei u vir my. Maar dan is ek soos 'n trein, wat 'n treinspoor het. Ek gaan in 'n rigting wat ek vooraf bepaal het. Maak die saak watter rigting die Here my in wil stuur. Gee my lewe vir die Here om te beheer, maar ek ry my eie spoor. Ek sorg dat ek 'n trein is wat my eie gang gaan. Draai wanneer hy wil draai. Maak nie saak wat die Here daaromtrent wil doen. Broer en suster, is dit nie so? Ons eintlik maar ons eie lewe beheer elke dag. Dat ek nie van oomblik van die Here afhanklik is om te kyk in watter rigting hy vir my wil stuur. Ons het vroeër gepraat van ons dien die Here met 'n belydenis. Ons het 'n belydenis dat ons aan die Here oorgegee is. Ons het 'n belydenis dat die Here my lewe beheer. Maar belewe ek dit? Ek dink as die Here die beheer van ons lewens gehad het, was baie van ons miskien dalk nie vanmôre hier. Dan was ons dalk op 'n ander plek. Dan was ons dalk besig om vir die Here op die sendingveld te werk. Maar my treinspoor sê nee, jy sal in Van Dyk Park bly. Jy sal hier kerk toe gaan. En dit is hoe jy die Here dien. Ongeag wat die Here van my wil hê. Dit is waar dat as ek oorgegee aan die Here wil wees, dat dit my 'n prys gaan kos. Maar dit wat ek in plek en ruil daarvoor gaan kry, sal so groot wees, dat dit 1000 maal dit sal vergoed. Die Bybel praat van 'n handelaar wat op soek was na 'n parel. Toe hy dit vind, staan daar, het hy alles verkoop wat hy gehad het, om hierdie parel te bekom. Die parel kan ons vanmôre vergelyk met versoening met God, met 'n lewe aan Christus gewy. Ons begeer 'n parel wat God in sy hande hou. Daar's net een ding wat hierdie parel kan koop. Dit is as ek alles wat ek het vir die Here gee. Alles wat ek het in ruil vir hierdie prys, vir hierdie parel gee. En ons weet, ons ken dit so goed. Ons ken die gelykenis ook so goed. En as ons ook praat van my hele lewe aan die Here gee, dan het ons ook ons eie idee rondom dit. Maar ek wil graag vanmôre vir ons die aanleiding van so 'n kort verhaaltjie, 'n skets gee van wat dit beteken as die Here vir my sê, dit gaan jou alles kos as jy hierdie parel wil hê. Versoen met God, die begeerte
wat ek in my hart het. Die Here sê vir my kind, hier's die parel, jy het hom gevind. Maar as jy hom wil hê vanmôre, moet jy hom koop by my. Wil jy vir hom hê? Ja, Here, ek wil hierdie parel hê. My kind, hierdie parel is baie duur, is kosbaar. Maar ek sal hom baie graag wil hê, Here. Kan ek hom koop? Ja, jy kan hom koop. Hoeveel kos hy, Here? Hy kos baie, my kind. Maar Here, sal ek in staat wees om hom te kan koop? Ja, maar dit sal alles moet wees wat jy het. Enigeen kan dit koop, maar die prys daarvoor is alles wat jy het. Niks meer nie, niks minder nie. Sien jy kans daarvoor, my kind? Ja, Here, ek wil hierdie parel hê. Ek wil hierdie heerlikheid smaak en ek is bereid alles wat ek het vir u te gee. Hierdie parel. Nou maar goed, my kind. Kom ons kyk, wat het jy? Kom ons skryf dit op vanmôre. Wat het jy? Kom ons kyk. Kyk diep in jou sak en kyk wat het jy vir my aan te bied om hierdie parel te koop. Kyk in my sak en ek sien ek het so 'n paar rand. Sê, Here, ek het R5 in my sak. Sê, goed, gee vir my. Kom ons skryf dit op. Wat het jy nog? Ek het R1000 in die bank. Goed, gee vir my. Kom ons skryf dit op. Wat het jy nog? Here, ek het nie veel meer nie. Ek kan nie dink eintlik aan iets meer nie. Ja, ek het nog my kar. Goed, gee vir my. Ek het opskryf. Wat het jy nog? Nee, Here, ek het nie meer veel. Maar wat is daar nie veel nie? Waar bly jy? Ook het 'n huis. In Van Dyk Park. Goed, kom ons skryf dit op. Here, waar gaan my gesin nou bly? Moet ons in die garage bly? Jy het 'n garage ook, kom ons skryf dit op. Jy het gepraat van 'n gesin. Kom ons skryf dit op. Here, nou het ek niks meer. Alles wat ek het. Selfs my familie, die het nou. Ek het nou niks meer. Ek is nou net so alleen. Jy het jouself nog, né? Gee dit vir my. Kom ons skryf dit op. Nog iets wat jy het? Nee, Here. Ek het niks meer. Goed, my kind. Ek het nog alles. Alles wat jy het ek nou. Dit is die prys vir hierdie skat. Is jy nog bereid om dit te gee vir hierdie skat? Hierdie parel. Ja, Here, ek is bereid om dit vir u te gee. Goed, ek sê vir jou wat. Jy kan alles terugkry. Maar dit is myne, dit behoort aan my. Jy kan alles kry, jy kan dit gebruik. Maar dit is myne. My broer en suster, ons sê soveel keer, ons het alles vir die Here gegee. Maar my salaris check, dit is myne. Ons sê soveel keer vir die Here, Here, my gesin behoort aan u. En as my man laat moet werk vir die Here, dan is ek ongelukkig. Ons lewe in 'n tyd waar daar baie mense is wat swaar kry om ons. Ek sê, Here, ek het my alles vir u gegee. Ek stap elke maand met 'n bedrag hypermark toe waar ek vir my gaan kry nuusware koop. Onthou, dit wat jy gaan koop is nie joune nie, dis die Here se. Hy het dit vir jou gegee om te gebruik. Ek koop 100, 150, 200, 300 rand se kos vir my en my gesin, dat ons hierdie maand kan lewe. En dan is daar mense in ons gemeente wat saam met my werk of waar ook al is, wat nie kos het nie. Maar ek kan God se geld vat en ek kan vir my kos gaan koop en my trommeldik eet. Ander mense ly honger. Sê vir my broer en suster, het daardie geld, het jy dit vir die Here gegee? Was dit nog steeds jou eie? Ons lewe in 'n tyd waarin ons sê, Here, ons wil u volheid hê. Ons lewe in 'n tyd waar ons vir die Here sê, Here, my alles is op die altaar. Maar, broer en suster, dit is 'n belydenis van ons mond. Maar dit is nie 'n belewenis van ons lewe nie. Sê vir my, is jy bereid om hierdie maand wat kom, die helfte van jou kruidendiensware af te staan? Die helfte daarvan, broer en suster. Daar's iemand wat nie.
weet, Johannes 6 vanaf vers 60 vertel die Here Jesus daar 'n verhaal. Nadat hy vir die mense wat daar gewees het vir hulle vertel het wat dit is om hom te dien. Hoe dit is om die Here te volg. Hy het ook vertel van hoe die Here moes kom om vir die mense sondes te versoen aan die kruis, hoe hy sy lewe moes gee. Toe hy alles geskilder het vir hulle, staan hulle daar te sê hulle, hierdie is 'n harde woord. Wie kan dit navolg? En hulle het omgedraai en gevolg. Hulle het omgedraai en weggeloop van hom. Die Here het vir sy 12 disippels gevra, wil julle nie ook weggaan nie? Wil julle nie ook omdraai nie? Ek dink die Here vra vanmôre ook vir ons, my kind, wil jy omdraai of wil jy hierdie pad loop? Dit wat jy gesê het wat jy wil loop, wil jy hom loop? Is jy bereid om hierdie prys te betaal? Is jy bereid om hierdie skat te koop? Lukas 9 vers 23 sê, as iemand agter my wil aankom, let wel, die Here sê, as iemand agter my wil aankom, sal hy homself moet verloon, sy kruis elke dag opneem en hom volg. Jy het jou eie idee miskien rondom die evangelie, rondom wat is dit om 'n kind van God te wees, rondom wat is dit om weggegee te wees aan die Here. Maar as dit nie aan die woord van God voldoen nie, liewe broer en suster, is dit jou evangelie, nie die Here se. Saam met selfverloning is daar 'n saak wat van kardinale belang is. Dit is 'n heilige lewenswandel. En ons kan die Here nie volg sonder so 'n lewe nie. Romeine 12 vers 1 sê, stel julle liggame tot die beskikking van God as 'n lewende, heilige en aan God welgevallige offer. En as dit enigstens nie so is nie, my liewe broeder en suster, het ek nie 'n heilige lewenswandel nie. En as ek nie 'n heilige lewenswandel het nie, dan is ek nie in die wil van God nie. Baie van ons het ons uit ons versoeningsbootjie uitgeklim met ons lewe. Ons lewe. Hoofstuk 6 vanaf vers 14 sê, moenie in dieselfde juk trek saam met die ongelowiges nie. Maar watter deelgenootskap het julle, het die geregtigheid met die ongeregtigheid? Watter gemeenskap het die lig met die duisternis? Watter ooreenkoms het Christus met Belial? Of watter aandeel het die gelowiges met die ongelowiges? Watter ooreenkoms het die tempel van God met die afgode? Want julle is die tempel van die lewende God, soos God gespreek het. Ek sal in hulle woon en onder hulle wandel. Ek sal hulle God wees en hulle sal vir my 'n volk wees. Daarom gaan uit onder hulle uit, sonder julle afspreek die Here, en raak nie aan wat onrein is nie. En ek sal vir julle onderneem. En ek sal vir julle aanneem. Ek sal vir julle Vader wees. En ek sal vir julle my seuns en my dogters maak, spreek die Here die Almagtige. Terwyl ons dan hierdie belofte het, geliefdes, laat ons van alle besoedeling van die vlees en van die gees reinig. En laat ons die heiligmaking in vrees van God volbring. Die Here verwag van my om heilig te lewe. En ek sal moet heilig lewe in my huis, by my werk, oral. Die manier waarop ek met my kinders werk, die manier waarop ek met my familie werk, die manier waarop ek met my werknemers, by die werk werk, by die vriende, wat ook al, dit sal moet spreek van 'n heilige lewenswandel. As dit nie is nie, dan is ek nie met God versoen nie. Dan het ek nie die gees van God in my lewe nie. Daar's geen ander keuse nie. Hierdie is 'n siftingsproses ook. Dis 'n keuring wat God daar gestel het. As ek hierdie skat wil hê, sal ek so moet wees. Jy weet, by baie kerkgangers is daar geen verskil tussen hom en iemand wat die Here glad nie ken. Die enigste verskil wat daar wel bestaan, is dat jy hom Sondagmôre in die kerk sien. Verder lyk hy presies net soos die ander. Die Here sê nee, kan nie so wees nie. Sonder jou af sal 'n heilige lewenswandel moet hê. Staan onder God se oordeel.
En daar wag 'n ontnugtering vir die kerkmens wat dink hy kan in die hemel kom, of hy kan aan God verbind wees, bloot die feit dat hy in die kerk gesien word. Lukas 13 vers 23 en 24 vertel vir ons van 'n bruilofsmaal. Gelykenis van 'n bruilofsmaal. Die bruidegom het gekom en hy tussen die bruilofgangers begin deur beweeg. Hulle was opgewonde en blydskap het hulle daar gewees. Kom hy by die een wat nie 'n kleed, 'n bruilofskleed aangehad het, net vir hom gesê, my vriend, wat soek jy hier? Ek het gesê, gooi my uit in die badjie se duisternis. Liewe broer en suster, hierdie kleed, hierdie bruilofskleed, is niks anders as 'n heilige lewenswandel wat ek op aarde gehad het. Ek sal eendag in die hemel kom of by die bruilof kom en ek sal daar staan en as ek hierdie lewe nie deelagtig was nie, sal dit dieselfde met my gebeur. Ons moet kyk na ons godsdiens. Miskien is dit 'n godsdiens in plaas van verbintenis met God. Totdat ek met God versoen is, sal hierdie dinge vir my nie sin maak. Sal ek nie verstaan nie. Sal ek ook nie in staat wees hiertoe. En sal ek ook rebelleer. Sal ek ook sê, ag, maar dit is nie so erg nie, of dit is nie so erg nie. Maar as ek met God versoen is, sal my wandel in God se weë wees. Het jy die koopsom betaal? Het jy die prys bereken? God sê, dit is 'n opdrag van my, word met my versoen. Jy weet, ons moet een ding baie mooi verstaan. Ek dink nie ons sien dit altyd so in nie. Dat as die Here iets sê, dit ja en amen is. God is 'n heerser. God is 'n opperheer oor 'n skepping wat hy self gemaak het. Hy het sê oor hierdie skepping. Hy kan in een oomblik hierdie skepping verwoes. Die Engelse het 'n baie mooi uitdrukking vir hierdie naam van die Here. Praat van the Lordship of Jesus Christ. The Lordship, hy's Here oor my. En as ek vir hom so sien, dan sal ek sidder van vrees. As ek iets verkeerd sal doen in sy oë. Sal ek volg waar hy sê. Die Here het nie nodig om my te vra, kom dien my nie. Sal jy my dien nie? Sal jy my volg nie? Sal jy met my versoen raak nie? Nee. Die Here toe hy op aarde was, toe hy met sy disippels gewandel het, het hy vir hulle gesê, volg my. Vir 'n ander een het hy gesê, volg my. Het gesê, Here, maar wag, ek moet eers my pa gaan begrawe. Het gesê, laat die dooies begrawe, maar kom jy en volg jy my. Die heerskappy wat hy het oor ons en oor die skepping. Klim van die boom af, het hy vir Saggeus gesê. Vandag gaan ek saam met jou in huis. Hy het nie gevra of sy vrou hom sal toelaat by die huis nie, of daar koffie sal wees of wat ook al. Hy sê, vandag sal ek daar wees. Hy oefen sy heerskappy uit. My broer en suster, en dit wil hy in ons lewe wees, en dit is hy oor ons. En of ons hom so sien en so leef, sal ek eendag rekenskap voor moet gee. Word met God versoen, word vervul met die Heilige Gees. 'n opdrag, 'n bevel van die opperheer. Dan kan ons nog lewe asof hy maar net iemand is. So nou en dan soek ons hom as ons hom nodig het. O, dan is ons hom so nodig. Maar sal jy vir hom dien met alles wat jy het? Sal jy vir hom dien met jou besittings? Met dit wat jy het? Kan ons iemand na jou toe stuur, 'n boemelaar? Vir jou sê, sorg vir hom? Jy sê nee. Hoekom sê jy nee? Dit wat jy het behoort dan nie aan jou nie? Of behoort dit nog aan jou? Is jy bereid om hom so te dien? Heers hy oor jou lewe. Heers hy oor jou gesin. Heers hy oor jou besittings. Is hy Here van jou lewe? Het jy 'n belydenis? Of het jy belewenis? Kom ons bid saam.
Here, as ons met ons mense oog na hierdie offer, na hierdie prys kyk, wil ons ook amper uitroep, dis harde woord. Wie kan dit volg? Here, ons weet dat U aan die kruis ook dit vir ons volbring het. En dan vermoorde dat U vir ons in staat sal stel om die prys te betaal, koopsom uit te haal, dit wat U vra. Ons volkom aan U oor te gee. Ons leef nie meer, ek leef nie meer, maar is Christus wat in my lewe. O Here, vergewe ons, dat ons so dubbelhartig is, dat ons met ons mond iets sê, Here, en dit anders lewe. Ag Here, vergewe ons. Kom deur die groot genade, skenk vir ons genade, in Jesus naam.